gesels vanmôre met William Sam, oud soldaat, en hy het sopas sy tweede boek vir ons kom wys. Pas uitgekom, pas gearriveer in Mosselbaai. William, vertel vir ons asseblief van hierdie jongste boek van jou. Baie dankie Cornel, ek waardeer dit opreg. Baie dankie vir die geleentheid. Onvertelde verhale van SAKK soldate gaan oor 5 militêre of ex-militêre veterane in Mosselbaai wat hulle traumatiese stories vertel op die grens van Suidwes-Afrika, maar dit gaan ook oor nog 2 familielede of gesinne wat familielede ook aan die dood afgestaan het. Hulle vertel vir ons van hoe hulle oor die jare daarmee gedeel het. William, die boek het nou mense se verhale in, maar daar's ook pitkos wat jy deel met mense, boonbehalwe net verhale. Vertel ons bietjie meer oor die hoofstuk oor posttraumatiese stresdisorder wat jy ingewerk het. Ja, reg van die begin af het ek mooi uiteengesit van wat posttraumatiese stres of PTSD eintlik maar werklik waar is, en die rede waarom ek dit ingesit het is omdat mense so 'n wanpersepsie het oor PTSD. Wanneer mense hoor dat jy PTSD, dan dink hulle dat daar's iets verkeerd met jou, of jy's mal of jy behoort in die malhuis. En ek het bietjie gaan navorsing doen, reeds omdat ek persoonlik vanaf 2016 met PTSD gediagnoseer is, en omdat ek ook sedert 2016 op medikasie is en sielkundige hulp nog steeds kry, het ek so 'n bietjie gaan lees en opvolg, en ek beskryf binne in die boek hoe kan 'n mens PTSD opdoen en wat veroorsaak PTSD en hoe dat 'n mens ook behandeling kan kry vir PTSD. William, dit is 'n geweldige taak om so 'n boek te skryf. Ek dink 'n ou gaan deur baie emosionele hoogtepunte en laagtepunte. Wat wil jy ideaal gesproke hê, hoe die leser uit hierdie boek kry? Cornel, weet jy, oor die jare was die verhale van SAKK nooit vertel gewees nie. En paar jaar gelede het ek die heel eerste boek, my loopbaan as breinsoldaat, het ek vir die eerste keer begin te oopmaak oor wat presies ons as soldate geervaar het in Suidwes-Afrika. Ek wil hê dat mense moet weet dat ons as militêre veterane, ons is ook mense, ons het gevoelens en ons het ook emosies. En vir baie jare het ons hierdie emosies weggesteek. Ek voel dit is die regte tyd, ek voel die seisoen is reg, dat mense moet weet dat ons het deur die emosies het ons dit gemaak, en vandag is ons daarop uit om ander mense te help wat miskien deur dieselfde emosies gaan.